Vader, dankie dat U vanoggend hier is. Dankie Here vir U goedheid, U guns, U liefde vanoggend. Here, ons kom bid soos wat ons in die boodskap inbeweeg. Here, kom breek U woord oop vir ons. En dankie daarvoor, Here. Dankie vanoggend vir 'n sluiting van verbondsliefde. Ons eer U daarvoor. Net so wil ons vanoggend kom bid, Here, kom werk in ons harte, kom werk in ons gees. Kom raak ons aan vanoggend. Dankie vir nuwe lewe, dankie vir nuwe krag. Dankie vir nuwe liefde. En ons eer U, ons eer U, ons eer U. Ons is so lief, Here. Dankie dat U hier is. Dankie vir U teenwoordigheid vanoggend. En dankie vir elke oomblik hierna. In U naam alleen. En almal sê saam. Amen. Amen. Jy is welkom om jou sitplek in te neem. Jy is welkom om jou sitplek in te neem. Ek dink Tinus, julle lei nou al so baie saam as 'n gesin. Ons moet maar dit noem die Strauss Worship Band, of moet ons so 'n tipe naam kry. Die lofprysingsgroep, maar dankie vir julle vanoggend. Dankie vir julle. So ek is vanoggend is een van daai oggende waar ek amper so opgewonde is as 'n kind met Kersfees. Omdat ons 'n paar nuwe goed vanoggend sien, omdat ons in die woord gaan induik. En dit wat vanoggend gebeur is alles in lyn met ons tema, dis in lyn met die liefde wat Jesus ook vir ons aan die kruis bewys het. So dankie dat jy deel is van vanoggend, dankie dat jy deel is van hierdie oomblik, almal wat ook vanoggend saam met ons kuier. En na die tyd gaan ons somme hier in die voorportaal saam kuier. Daar's melkterte wat Leon en Sylvia vir ons gebring het. Laat ek net vir jou sê, as Sylvia 'n melktert maak, dan is dit een van daai goed, as jy hom proe, dan voel dit of jy in die hemel instap. So moet hom nie mis na die tyd nie. So dankie vir julle vir daai. So ons tema vandag is hierdie, ons praat oor my geliefde. My geliefde, en is een van daai gedeeltes wat in hierdie week eintlik myself baie kom uitdaag het en baie kom aanraak het, want ons besef hierdie een ding. Een van die grootste tendense in hierdie tyd waarmee ons sit, wat ons sien by mense, is dat ons as mense vergeet het of verleer het hoe om lief te hê aan die een kant en hoe om liefde te ontvang aan die ander kant. So dit raak vir ons moeilik om liefde te verstaan wanneer iemand my vertroue verbreek het. Dit raak vir my moeilik om liefde te begryp en te ontvang wanneer iemand my seer gemaak het en dit vir my gevoel het of my hart uitgeruk word. Dit raak vir my moeilik om liefde te verstaan wanneer ek dink dat ek nie waardig is om liefde te ontvang nie. En baie keer sien ons dit in mense. Ek weet nie of jy het al gedoen het nie, maar baie keer sien ons dit in mense wanneer iemand byvoorbeeld 'n kompliment kry. Ons sukkel met komplimente. Aan die een kant gaan jy of sê, maar dis alles die Here se eer wat waar is. Maar partykeer wil iemand net jou komplimenteer. En ons sukkel ons daarmee, en dan sal ons goed sê soos, maar dit was nie so groot nie. Of jy weet, dankie, maar dit is eintlik iemand anders. Terwyl ons weet, maar dit was bloed, sweet en trane om by daai plek uit te bring. So ons weet nie meer wat om met liefde te maak nie, want liefde is baie keer hierdie gelaaide woord. Dis 'n swaar woord, en ons weet nie eintlik meer hoe dit lyk nie. Ek sal nooit vergeet nie, daai eerste keer wat ek in kerkbediening intree. Nou as jy al ooit in kerkbediening was, aanvanklik is dit 'n skok op jou sisteem, want jy kom uit hierdie akademiese wêreld en dis alles teoreties en so aan, en dan begin die Here vir jou wys, maar bediening gaan oor mense. In elk geval, ek stap in die eerste kerk in waar ons was, en nou heel eerste Sondag, nou ek kom uit hierdie suiwer Afrikaanse gemeenskap, waar jy destyds, as jy in die kerk ingestap het die mans hande geskit. Die ou tannies het jou gesoen groet op die mond, ek weet nie hoekom nie. En so hier en daar sou iemand 'n drukkie gee. En ek stap in hierdie kerk in, en die eerste man wat op my afpyl is so groot oom. Ek probeer sy naam onthou. In 'n geval, hy kom op my afgepyl, en die volgende oomblik gryp hy my en hy druk my en hy hou my vas. En ek dink by myself, dis vreemd.
En hoe langer hy my vashou, hoe meer dink ek, ag, dis lekker. En ek sit met my kop op sy skouer neer. Okay, dink hoe groot was hy. En die Here begin iets in my breek, van hoe om liefde te ontvang, en baie van ons sukkel met dit. Hoekom? Want ons sukkel om te verstaan wat die essensie, die kern, die krag van liefde is. Ons het hierdie boksie van dis hoe liefde veronderstel is om te lyk. En dis waar Jesus vir my dit so mooi kom doen, want Jesus kom herskryf wat liefde beteken. Hy gee vir ons nuwe betekenis daaraan. So ons kry in Johannes 6, net voor die kruisiging, en onthou volgende week is Paasfees, net voor die kruisiging, staan Jesus voor sy disippels, en hy is besig om met hulle te praat oor wie hy is. En dan sê hy vir hulle hierdie woorde. Hy sê, ek is die brood van die lewe. En dan begin hy die nagmaal uitdeel, en soos wat hulle dit doen, sê hy vir hulle hierdie, Johannes 6 vers 51, kom ons lees saam. Hy sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe, en die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. So hy staan hier voor die disippels, en dan sê hy vir hulle, maar ek is God in die vlees. Ek is God wat aarde toe gekom het vir jou. En ek dink vandag sal hy sê, maar vir jou, en vir julle daar agter, en vir julle daar in die hoeke, en vir julle hier voor. En dan kyk die disippels na hom, en hulle sê, Rabbi, hy sê, hierdie lering is te moeilik vir ons om te verstaan. Dit is te moeilik vir ons om te verstaan. Skak sê dalk vir ons te maak, dankie. Dit is te moeilik vir ons om te begryp. En dan vra hy, hoe kan ons dit aanvaar? Hoe kan ons hierdie lering ontvang? Want sien, hulle het gesukkel om dit te verstaan, as hy sê, ek is die lewende brood wat aarde toe gekom het vir jou. Hulle sukkel om liefde te verstaan, want dit was die grootste liefdesverklaring van alle tye. Eintlik kom sê hy sê, hier is ek. Ek is God in die vlees. God is hier. Kom raak in my. Sien my. Hoor my woorde. Hier is ek. Hier is ek. En dan sê hulle sê, Rabbi, maar ons verstaan nie hierdie liefde nie. En dan begin hulle murmureer, hulle begin moan, en dan vra Jesus vir hulle hierdie, hy sê, skrik hierdie gedagte julle af, dat ek God by julle is. 'n ander vertaling sê, gee dit vir julle aanstoot. Gee dit vir julle aanstoot. Want sien, hulle het nie meer geweet hoe om liefde te ontvang nie. Hulle het nie meer liefde verstaan nie. Want vir so lank was hulle vasgevang in die wet en in tradisie en patrone wat hulle moes volhou om God se liefde te verdien. Ek wil vanoggend vir jou hierdie sê. As jy iets moet doen om iemand se liefde te verdien, as jy iets moet doen, sodat jy liefde by iemand ontvang, is dit nie meer liefde nie, dis besigheid. Die oomblik as daar 'n uitruiling plaasvind van iets vir iets anders, is dit besigheid. Maar hier staan Jesus voor die disippels. Hy sê, ek is die lewende brood wat aarde toe gekom het. Ek is God in die vlees. God in die vlees, en ek het gekom vir julle. Dis goddelike liefde. Dis goddelike liefde, en dan skrik hulle, want hierdie liefde is so groot. Maar Here, hoe kan ons dit aanvaar? Hoe kan ons dit aanvaar? Maar dis verbondsliefde. Liefde van God sê altyd, ek kies jou voor jy my kies. Dit sê altyd, ek offer op voordat jy vra. Dit sê altyd, ek daag op, al verdien jy dit nie. Dis verbondsliefde, en dis wat hy gee. En baie keer verstaan ons nie die grootheid van God se liefde nie. As hy sê, ek is Immanuel, God by jou. Ek is hier langs jou. Ek is saam met jou. Of jy in 'n donker diepte is, op 'n hoë berg in 'n groot storm, ek is hier. Ek hou jou hand vas, ek lei jou, ek is saam met jou.
Ons verstaan dit nie, want baie keer sien ons liefde as 'n uitruil aksie. Dis vir ons teoreties, dis vir ons transaksioneel. Dis 'n uitruil aksie en baie keer raak my liefde koud vir iemand as ek die heeltyd hulle liefde moet verdien. As ek die heeltyd goed moet doen om aanvaar te word, dan skakel ek naderhand my liefde af. Dis die mooie ding van God. God se liefde hou nooit op nie. Sy liefde vir ons word nie koud nie. Al verdien ons dit nie. Hoekom? Want liefde is 'n keuse. God se liefde is 'n keuse. Dis nie net 'n gevoel nie. Vir my een van die mooiste goed, toe ek aanvanklik die eerste keer vir Shanae sien, my vrou wat daar agter sit. Dit was vir my hierdie mooi oomblik. Ek ontmoet haar by 'n braai. En ek ry van daar af huis toe en ek bel my pa. Ek sê, pa, ek het my trouvrou ontmoet. Weet jy, die mense sal dink, hy sal sê, dis so 'n bietjie vinnig. En dan begin hy vir my goed sê, soos, maar wanneer is die datum? So ek het gevoel, maar ek moet so kies. So verbondsliefde sê, ek kies jou ongeag. Verbondsliefde, soos wat God dit gee, sê God kies om ons te vergewe, al verdien ons dit nie. Dit sê God kies om ons verhouding te herstel. Dit sê God kies om naby aan my te bly, al maak ek droog. Verbondsliefde vir my sê, dit sê ek kies om ander te vergewe. Ek kies om ons verhouding te herstel. Ek kies om naby aan hulle te bly. Liefde is altyd 'n keuse. En Leon, vir jou en Sylvia ook vandag, liefde bly 'n keuse. Altyd. Jesus gaan verder, Johannes 6 vers 62. Johannes 6 vers 62. Dan sê Jesus vir die disippels, hy sê, wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? Hy sê, julle hoor, ek is die seun van God, julle verstaan nie hoe lief ek julle het nie. Julle verstaan nie hoe ek oor julle dink nie. Hy sê, wat dan nog as ek opvaar hemel toe en julle sien wie ek is? Dan gaan hy verder, dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe. Al hoe ek en jy God se liefde kan verstaan, is deur die Heilige Gees. Is deur die interpretasie van die Heilige Gees, wanneer die Gees dit vir ons kom lewend maak. Sien, liefde en God se liefde is altyd aanstootlik. God se liefde gaan my altyd uitdaag. Dit gaan my uitdaag om te verander hoe ek mense sien, hoe ek God sien, hoe ek my vrou sien, hoe ek ander hanteer as hulle my seer gemaak het. Dit gaan my challenge, dit gaan my uitdaag om te verander hoe ek liefde verstaan. Party van ons hier verstaan liefde as iets wat seer maak. Party van ons verstaan liefde as 'n uitruil aksie. Ander se liefde is koud, selfs teenoor jou man of jou vrou. Maar die oomblik as ek God se liefde sien, as ek sy liefde in my bene begin ervaar, dan is daar iets in my wat verander moet word. Dit daag my konsep, my waarheid, my siening van liefde uit. Baie keer is God se liefde seer. Dit is seer want dit daag my uit om te laat gaan van goed wat ek begin glo het oor myself en oor mense. Dit daag my uit om terug te kom oor daai plek waar ek begin glo wat liefde is soos wat God dit gee. Dit daag my uit om dit te verander en dis waar die Gees inkom. So iemand wat nie die Gees van God het nie, gaan nooit werklik liefde verstaan nie. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees kom vat die konsep van Christus wat aarde toe gekom het vir my. En hy kom sit by my soos 'n onderwyser by 'n kind en hy breek dit af in kleiner dele en hy leer my en hy wys my en hy vertel vir my, hierdie is wie jou Jesus is. En daarom as iemand nie in die Gees is nie, as hulle nie gevul is met die Gees nie, gaan hulle nooit God se liefde verstaan nie.
Wie of jy al ooit probeer het om iets in liefde te hanteer nie? Het jy al ooit met iemand gepraat, en dit is 'n moeilike situasie, en daar's konflik, en jy probeer dit so mooi as moontlik hanteer uit liefde uit, en dan blaas dit in elk geval in jou gesig op. En die rede is, dis nie jy nie. Dis mense wat nie liefde verstaan nie, want hulle het nie noodwendig die gees nie, of hulle stap nie in die gees van God nie. En ons het genade daarvoor, maar baie mense gaan nooit liefde aanvaar nie. Baie mense gaan wegdraai daarvan af, totdat hulle hierdie ontmoeting met Jesus gehad het. Maar ons verantwoordelikheid is om aan te hou, liefde saai, en liefde saai, en liefde saai, al kos dit jou iets, totdat dit my vrede begin steel. Die liefde is altyd iets wat van God afkom. Hy gee dit vir jou, onvoorwaardelik. Dis iets wat die Gees ons leer, dis iets waarin die Gees ons kom versterk. Die doel van liefde is daar nooit om ons te laat goed voel nie. Baie mense raak vinnig verlief, maar net so vinnig verloor hulle liefde. So liefde is nooit 'n gevoel nie. Liefde is iets wat van God afkom, maar die doel van liefde is hierdie. Dis om ons in elke daad, in elke woord, uit te nooi, om nader aan God te stap. Dis amper soos Jesus wat vir Johannes sê, maar kom sit jou kop op my bors. As jy nie verstaan hoe my liefde lyk nie, kom lê op my skoot. Kom vat aan my hande, vat aan my wonde, sien my, ek is hier. So in Johannes 4:8 sê hierdie, dit sê God is liefde. Elke oomblik van liefde tussen mense is God wat ons nader trek aan mekaar. Hier kom die klein predikertjie weer in die gang af. Mooi man. So in Matteus 3, kom ons gee hom net kans. So in Matteus 3, lees ons oor die liefde van God. En wat dit beteken vir ons as mense. Kom ons lees gou saam Matteus 3 vers 17. Daar was 'n stem uit die hemel wat gesê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Oor hom verheug ek my. So die Vader sê, hy sê my liefde is so groot vir hierdie seun, dat hy my geliefde is. Dis my geliefde seun, oor wie ek my verheug. En hier is my so mooi, die woord geliefde beteken hierdie. Dit beteken twee goed. In die eerste plek, kom ons lees saam, beteken dit, gaan dit oor sy posisie teenoor die Vader. Hy is sy Vader se geliefde, hy is sy Vader se seun. Maar dit beteken ook as hy sê, hierdie is my geliefde seun, beteken dit ook, hy is meer geliefd as enige ander. Nou hier is wat vir my mooi is. Die woord geliefde in die Nuwe Testament kom 61 keer voor. 61 keer in die Nuwe Testament lees ons die woord geliefde. Net die eerste 8 keer gaan oor Christus. Die volgende 51 keer gaan oor jou. Die volgende 51 keer sê hy, maar jy is my geliefde. Hoor wat sê hy Kolossense 3 vers 12. Hy sê, daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. So 53 keer sê hy, jy is my geliefde. Jy is my geliefde. Jy is my geliefde. Met ander woorde, ek het jou liewer as enige ander. Ek het jou liewer as enige ander. En selfs in die huwelik, Leon, vir julle, as Sylvia jou geliefde is en jy is hare, het jy haar liewer as enige ander. As enige ander. Wat vir my mooi is van hierdie, en hierdie het my so gevang in die week, agter die woorde, geliefde seun, is daar emosie. Is daar emosie. Ons sien aan die kruis, hoe daar hierdie traan uit die hemel uitval. So die oomblik toe die Vader sê, hierdie is my geliefde seun, was daar emosie agter dit. Baie keer lees ons net die teks, maar ons vergeet, God is God, ook 'n God van emosie.
Gesonde emosie. So hy sê, hierdie is my geliefde seun. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, hierdie is my geliefde seun. Pas hom op. Hanteer hom goed. Dis my kind. Moet hom nie seer maak nie, dis my kind. En elke keer as hy na jou kyk, dan is daar hierdie verklaring wat uitgaan in die heelal. Hierdie is my kind. Pas hom op. Werk versigtig met haar hart. Dis my geliefde. En wat vir my so mooi is, wanneer ons trou, en ons het 'n huweliksmaat, dan trou jy ook met God se geliefde, en dan kom vra hy vir jou ook. Kyk mooi na my kind. Kyk mooi na sy hart en haar hart. Daar's emosie agter dit. Daar's emosie agter dit. Dit is my seun. Dit is my seun. Ons lees dieselfde in die Ou Testament, Hooglied 2:16. Dit sê, my beminde of my geliefde is myne, en ek is syne wat herder is onder die lelies. Wat herder is onder die lelies. Nou, dit gaan oor ons verhouding met God, maar ook oor ons verhouding met iemand met wie ons in 'n verbond staan. So 42 keer in die Ou Testament kry ons hierdie woord. My beminde. My beminde. En is so goed van die Hebreëse vorm van beminde of geliefde beteken hierdie. Dit beteken om in verhouding met iemand te staan wat jou smagting na asem bevredig. Van ons is so bedruk, so angstig, so verwerp, dat het vir jou voel, ek kry nie meer asem nie. Van ons sit op plekke waar ons nodig het om net 'n oomblikse verligting te ervaar en om God se geliefde te wees, sy beminde saam met sy seun, beteken dat my smagting, my verlange, my behoefte na asem bevredig sal word. Dis die krag, dis die seën, dis die belofte van om 'n geliefde van God te wees. Die belofte is dat daai smagting in jou siel na verligting, na vrede, daai dinge waarna jy smag waarvan niemand weet nie, deur God raak gesien sal word en hy sal intree, hy sal inklim. So ek wil jou aanmoedig in hierdie Paastyd. Herinner jou siel aan die liefde van Christus. Herinner jouself, ek is sy geliefde. Ek is sy beminde. En soos wat hy vir Christus gesê het, hierdie is my geliefde seun. En eintlik werk mooi met hom. Sê hy dieselfde oor jou. Sê hy dieselfde oor jou. Selfs al is ons soos die disippels en ons verstaan nie altyd liefde nie, is hy die bruidegom wat vir die bruid alles opoffer om vir 'n oomblik naby aan ons te wees. En wat vra hy van ons? Sê net ja. Vat my hand. Stap saam met my. Jou ja vir Jesus maak jou 'n beminde van die Vader. Maak jou 'n geliefde van die Vader. Jou ja vir Jesus. Jou ja vir Jesus. Leef dit uit. Selfs in 'n huwelik moet ons liefde kies. Selfs in 'n huwelik is dit nodig om seker te maak ons liefde raak nie koud nie. Selfs in 'n huwelik is dit nodig dat ons aanhou ja sê vir mekaar. En voor ons daar kom wil ek vir jou vra, hoe lyk jou liefde vir God vanoggend? Brand jou hart nog? Of het dit begin koud raak? Het jy nodig om weer nader aan hom te kom? Want hy het alles gelos vir jou. Jy is sy geliefde, sy beminde. En een van die mooiste stories van liefde wat ek die laaste ruk gehoor het, was juist die storie van Leon en Sylvia, en daarom is dit vir my so mooi dat alles vanoggend so uitgewerk het. Hulle getuienis is maar ons hou vas aan liefde. Ons kies mekaar, ons kies God. So Leon, kom asseblief vorentoe, Boeta. Ek sien uit, hierdie is 'n heilige oomblik. So ek wil weer sê, as daar kinders is wat nog nie 'n troue gesien het nie,
Ouers, neem die vrymoedigheid, kom sit hier voor met hulle. Kom sit hier voor met hulle. Maar dit gaan een van die mooiste oomblikke wees in kerk. So kan ek vra, kan ons almal saam staan vir die bruid? Kom ons staan. Lief jou so baie, my hart weet het klaar. Jy's my ander helfte, my waarheid, my waar. In 'n wêreld vol keuses, geraas en gerug, sal ek jou nooit verruil nie, nie vandag en nie terug. Dankie vir jou liefde, so sag en so mooi. Jy sien my soos ek is, jy laat my weer glo. Elke woord wat jy fluister, elke kyk wat jy gee, laat my weet, dis jy wat my siel verstaan en lees. Sonder jou voel ek halfpad verlore. Sonder my is jy ook net 'n halwe droom. Kan ons net 'n oomblik vat, terwyl hulle hier voor staan, en net vir hulle 'n groot applous gee vanoggend. Is welkom jou sitplek in te neem, welkom jou sitplek in te neem. Hulle het gesê, ons kies verbond, ons kies liefde, ons kies mekaar. Ek wil vir julle sê, Leon en Sylvia, Leon, jy lyk goed. Sylvia, jy lyk pragtig. En Leon, dankie, ons voorwaarde altyd vir 'n troue om voor te gaan is die bruidegom moet huil. Job well done. Dankie. So jy het gebid vir mekaar en nou is julle hier. Nou is julle hier. En die gemeente is vanoggend getuies van dit wat God in julle kom doen het. Julle fondasie is reg, Leon en Sylvia. Julle glo in die Here en dit is vir ons 'n voorreg om as geestelike familie vanoggend saam met julle liefde te vier, verbond te vier. So dankie vir elkeen, dankie dat ons hierdie kan doen. En kan ek sê, mag ons meer hiervan kry. Mag ons meer hiervan kry. So ek gaan ons die huweliksformulier lees. Leon Clive van Vrede en Sylvia Zurika Rood. Die huwelik is deur God ingestel. Toe hy in die begin gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy hulle as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. En om so deur God verenig te wees is 'n voorreg, 'n vreugde en 'n verantwoordelikheid. Die huwelik, Leon en Sylvia, is 'n hegte eenheid, waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is, behalwe Jesus Christus nie. En egpare wat in God hul eenheid, geluk en toekoms vind, en wat hul lewe inrig onder heerskappy van sy woord en gees, is vir mekaar, is vir hulle familie, vir die kerk en die samelewing 'n vreugde, 'n krag, 'n inspirasie. Dit gee aan 'n egpaar die vrymoedigheid om vir sy leiding op hulle huwelik te bid. So man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Respekteer mekaar. Wees lief vir mekaar en moenie toelaat dat julle liefde koud word nie. So Leon, as man moet jy jou vrou lief hê. Kyk gou vir haar. Sy word jou vrou. Soos Christus die gemeente lief gehad het. Jy moet haar in liefde dien, lei en beskerm. Sylvia, as vrou moet jy weet dat dit God is wat jou en jou man verbind het. Kyk gou vir hom. Hy word jou man. Net soos die gemeente aan Christus verbind is. En soos die gemeente die Here liefhet en volg, so moet jy jou man lief hê en hom volg in alles wat reg en billik is. Ek wil julle aanmoedig, leef uit dit wat Christus tussen julle gebring het. Uit dit wat hy aan julle geskenk het. Bou voort in liefde, in vertroue, in geloof, op die mooi dinge wat julle mekaar gevind het, want daar's baie. Daar's baie. Soek julle krag in Christus, wat die oorwinning vir julle behaal het. So Leon en Sylvia, aanvaar julle alles, wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer. Is dit julle opregte voorneme, om julle huwelikslewe hier volgens in te rig, en begeer julle, om met die seën van die Here in die eg verbind te word? Wat is julle antwoord?
So draai na mekaar toe. So ek gaan afkom na hulle toe, sodat ons almal hulle kan sien. Daar is hy. Okay, ek gaan vra dat julle sommer daai kant toe draai. So kyk sommer vir die gemeente. So Leon, jy kan eers vir Sylvia kyk, en dan beloof jy hardop agter my aan. Voor God en sy gemeente, beloof ek liefde en trou, vir altyd, en in alle omstandighede, aan my bruid, Sylvia. En Sylvia, nou is dit jou beurt. Voor God en sy gemeente, beloof ek liefde en trou, vir altyd, en in alle omstandighede, aan my bruidegom, Leon. Gee aan mekaar die regterhand. So hiermee verklaar ek dan, Leon en Sylvia, dat julle voor God en sy gemeente wettig getroud is. So gee aan mekaar die ringe as teken van julle eenheid as man en vrou. So Leon, you may kiss the bride. Woo! Dat was baie mooi, kom ons doen dit net weer. So dames en here, ek stel aan die voor meneer en mevrou van vrede. Woo! Ek gaan vra dat ons 'n seën oor hulle sing, maar jy het al nie weer gesoen nie, so nog net geweer. So, ja, mooi. Kan ons staan, en kom ons sing 'n seën oor hulle vanoggend. Uitgesteek en dan bid ons 'n seën oor hulle. Vader, dankie vir Leon en Sylvia vanoggend. Dankie Heilige Gees vir dit wat U al reeds kom bewerk het in hulle. En vanoggend kom bid ons, Here, oor hulle Matteus 6. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam in hulle huwelik geheilig word. Laat U koninkryk in hulle huis kom. Laat U wil ook in hulle liefde geskied, net soos in die hemel, so dit ook sal wees op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef hulle oortreding, soos hulle ook mekaar sal vergewe, en laat hulle nie in die versoeking kom nie, maar verlos hulle van die bose,
want in hulle huis, in hulle huwelik, in hulle liefde, behoort aan U die koninkryk tot in alle ewigheid. En ons seën hulle daarmee vanoggend, in die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, Amen, Amen. So kom ons sing die Onse Vader, en dan gaan ons afsluit, julle kan nog 'n oombliekie voor staan. Kom ons sluit af met die Onse Vader, en dan gaan ons die seën uitspreek. So ek gaan vra, Tinus sê sommer anders speel in die agtergrond. Leon en Silwe, julle kan so lank daar agter gaan wag vir almal. Ek gaan vra, soos wat ons uitstap, kom ons seën hulle vanoggend met 'n woord, met 'n handdruk, met 'n druk. Kom ons bless hulle. Hulle is deel van ons familie, van ons kerkfamilie. En wat 'n voorreg om vanoggend hierdie te sien. Dankie dat julle dit in die diens gedoen het. So mag die Here jou seën. Mag hy jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. En Leon en Sylvia veral oor julle ook. En voor ek amen sê, na die tyd is daar melkter daar agter wat hulle vir ons gegee het. So gaan kuier saam. Eet daarvan, anders gaan alles pastorie toe. Prys die Here. Kom kuier saam na die tyd. Hulle gaan dan sodra hulle gegroet het die boek omteken. Maar kom ons bless hulle vanoggend. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy vir jou vrede gee. Amen. Dankie dat jy vanoggend hier was. Dankie dat jy deel was van hierdie geleentheid. Mag die Here jou seën. Sien jou by ons sonsopkomsdiens Vrydag 7:00 op plaas Witklip. Baie dankie.